Ek is Josef Oosthuizen en ek gesels vandag weer met Dani Malan en ons gaan voort om oor manlike Christendom te gesels. Hierdie is die 11de episode in hierdie reeks en vandag gesels ons oor die 8ste hoofstuk van die boek Masculine Christianity, geskryf deur Zachary Garris, en ons gesels vandag oor woordbedienaars en ouderlinge moet manne wees. En dit is seker nou een van die onderwerpe wat vars in die nuus is of vars in die gesprekke is, spesifiek wat die GKSA se besluit oor hierdie onderwerp is. En ons gaan nou graag hoor wat Zachary Garris te sê het oor hierdie teksverse, en dit is nou spesifiek 1 Timoteus 2 en 3. So hoe, Dani, as jy hierdie hoofstuk net vir ons wil inlei, hoe pas hierdie hoofstuk in die boek oor die algemeen in waaroor gaan hierdie hoofstuk? Ja, so dankie Josef, net weer die boek kan mens basies in 3 dele deel. Dit is die probleem hoofstuk 1 tot 3, 'n antwoord hoofstuk 4 tot 11 en dan 'n laaste oproep tot ons almal in hoofstuk 12. En hy is besig om basies een stelling te maak deur al die hoofstukke dat patriargie is begrond in die skepingsorde en word uitgeleef in die huis, in gemeentes en in die samelewing. Ons het nou al in hoofstuk 4 het ons gesien wat is patriargie, hoofstuk 5 en 6 het ons gesien hoe dit begrond is in die skepingsorde, en die vorige hoofstuk, hoofstuk 7, wat ons so oor 2 episodes gedek het ons gesien hoe dit uitgeleef word in die huis, en nou is hoofstuk 8 tot 10 gaan oor hoe dit in die gemeente ook uitgeleef word. En dan uiteindelik net 1 hoofstuk oor die samelewing. So ons is nou al so halfpad deur die antwoorddeel van die boek. Die vorige hoofstuk oor die huis, en nou is daar 3 hoofstukke oor in die gemeentes. Hier is dan die eerste een van daai 3. Nou die eerste 2 van hierdie 3 hoofstukke fokus op 1 Timoteus 2 hoofstuk 2 en 3 en 1 Korintiërs 14 vers 34 en 35. So hierdie spesifieke ene dan op 1 Timoteus 2 en 3. Dis 2 tekste wat nogal gereeld in die debatte oor hierdie vraagstuk aangehaal word, en ja, dis nogal 2 baie belangrike tekste. Ja, dit is waar die sienings gewoonlik duidelik, of die verskillende sienings duidelik word, is oor hierdie teksverse. Ja. 1 Korintiërs 14 vers 34 en 35 en 1 Timoteus hoofstuk 2 en 3. Also vinnig net ietsie uit die inleiding van die hoofstukkie wat vir my nogal treffend was. Dan skryf hy, "Both men and women are in this war together, but they do not share the same roles. When it comes to the church, God has only called men to lead. Thus, the Apostle Paul uses combat language to describe the role of the pastor, telling his disciple Timothy to wage the good warfare, 1 Timothy 1 verse 18, fight the good fight of faith, 1 Timothy 6 verse 12, and share in the suffering as a good soldier of Christ Jesus, 2 Timothy 2 verse 3. Pastors are warrior shepherds who guard the flock of Christ, and such a role is only to be taken up by men. The pastorate is a call to arms." Okay, so daar is 'n goeie inleiding tot hierdie hoofstuk. So kom ons gaan nou in ons ons ondersoek na hierdie hoofstuk 'n bietjie verder. Nou Dani, waarom is dit belangrik dat ons in die woord gaan kyk om te leer wie God roep vir die besondere dienste, en nie net vra of iemand geroepe voel nie? Ja, dis 'n baie goeie vraag, want jy kry baie keer dat mense sê, wel, ek ervaar hierdie roeping. Ek ervaar, so daar kan 'n vrou kom en sê, wel, ek ervaar die roeping dat ek moet preek, ek beleef dit. Nou, so wat moet jy daarmee maak? Ja. En so, ek dink hier's ook nuttig om net weer te dink aan hoe dink ons oor roeping in die gereformeerde tradisie. So ons praat van dat jy beleef 'n innerlike roeping. So dit is nou daai ervaring, is 'n tipe oortuiging dat hierdie is wat ek voorgeroep word, wat ek moet gaan doen. Maar dan is daar ook 'n uiterlike roeping, en dit kom dan deur die gemeente wat die beroep op jou uitbring. En dan moet dit ook bevestig word, so die gawe word uiteindelik bevestig. Nou, in dit alles moet jy onthou, dit is nie
jy wat jouself roep nie. Dis ook nie die gemeente wat jy roep nie. Dis ook eintlik nie die gemeente wat jy bevestig nie. Die Here gebruik die middele, so die Here gebruik die gemeente as 'n middel om te beroep en die Here gebruik die ander bedienaars as 'n middel om te bevestig, maar uiteindelik is dit God wat roep en is God wat bevestig. So God roep iemand tot diens en God bevestig iemand in die diens. En dan gee hy die vereistes vir wie hy roep in die woord. So dan maak dit nie saak hoe intens jy iets voel of hoe opreg jy is in jou beskrywing van dit wat jy voel tot in dit wat jy voel dat jy is geroep tot 'n diens nie. As dit in stryd is met wat die Here in die woord sê oor wie hy roep, dan is dit nie God wat jy roep nie. So daarom is dit so belangrik om te vra, maar wat sê die Here oor wie hy roep vir spesifieke dienste en nie net kyk na wat voel iemand, hoe voel hy of hoe voel ons. So hy kan verkeerd of sy kan verkeerd voel en 'n gemeente kan verkeerd dink. Maar as ons dit dan so waar moet ons dit toets? Ons moet dit toets aan die woord. Wat sê die Here oor wie hy roep vir die dienste? Ja, so die innerlike roeping sal nooit die geopenbaarde wil van die Here, die leer in die skrif en die vereistes daarvan teengaan nie. Ja. Behoort nie. Ja. So dis 'n manier hoe jy dan ook die innerlike roeping kan toets, of hierdie nie miskien jou eie hart is wat jou mislei, of dat jy miskien 'n idee van die samelewing nadink nie. Dit is tog goed dan, en ons is bly ons het die woord dis. Want die woord sal vir ons dan sê of ons hierdie valse idees het. Byvoorbeeld ek kan voel ek moet nou ietsie gaan steel. Maar dan sê die woord jy moet nie steel nie. So dan sê ons, okay, goed, jy weet daar is nie 'n regte gevoel nie. Ons toets dit deur die besondere openbaring. Ja, so kom ons sit dit bietjie in ander woorde. So as hy in die skrif sê hy roep nie vrouens tot daai dienste nie. So veronderstel dit is wat die skrif leer, nê? So die skrif leer hy roep nie vrouens tot die besondere dienste nie. Maar nou beleef jy iets wat jy dink is 'n roeping tot die besondere dienste. As jy dit dan nou so verstaan het, maar dit is die roeping kom van die Here af. Sit daai twee nou bymekaar. Nou sê die Here, hy openbaar, ek roep nie vrouens tot die besondere dienste nie. Maar hy sê vir jou, maar ek roep jou tot die besondere dienste. So dit maak dat die Here self is besig om homself te weerspreek in wat hy doen. So hy sê een ding en dan doen hy 'n ander ding. So dis hoekom dit so belangrik is dan. Kom ons gaan kyk wat sê die Here in die woord en daaraan kan ons toets ons gevoelens en ons ervarings kan ons aan die hand haal van toets. Ja, so wat sien ons dan in die woord in terme van hierdie onderwerp van mans as ouderlinge? Ja, so net opsommend, hy gaan nou in hierdie twee hoofstukke in meer detail in, maar in hierdie hoofstuk, dan nou in 1 Timoteus, veral 1 Timoteus 3, en ook bietjie Titus 1 en 1 Timoteus 2, soos maar die twee hoofdele van die boek, van die hoofstuk, ekskuus. Die eerste deel van die hoofstuk fokus op 1 Timoteus 3 en Titus 1, en dan leer ons daar dat God roep manne tot die besondere dienste, en 1 Timoteus 2, God verbied dat vroue in die samekomste manne leer of gesag oor hulle uitoefen. So dit is hierdie hoofstuk. En dan volgende hoofstuk is nou 1 Korintiërs 14, dan leer ons daar dat God verbied vroue om in die samekomste te praat. Maar die gevolgtrekking dan uiteindelik gaan wees dat vroue mag nie dien as ouderlinge nie. Vroue mag nie teologie aan manne leer of gesag oor manne hê en moet nie praat in die dienste nie. God se vereistes vir ouderlinge en predikante is in lyn met die Ou Testament waar die diens van leer en heerskappy ook aan manne gegee is. Goed, so kom ons kyk dan nou na hierdie twee teksverse, 1 Timoteus 3 en Titus 1. Moet ek sommer vir ons daai gedeeltes voorhou? Ja, ek kan dit lees. 1 Timoteus 3 vanaf vers 1 tot 7 sê, dit is 'n betroubare woord, as iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie,
maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word in dieselfde oordeel as die duiwel val nie, en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie, en dan vers 7, maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die struik van die duiwel val nie. So dit was nou 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7, en dan Titus 1 vers 5 tot 9 sê, om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het, wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. Want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie ontlopend, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Goed, Dani, so wat is een van die egalitaire argumente oor hierdie tekste? Ja, so mens sien nogal uitdruklik in hierdie tekste dat daar word gepraat van man van een vrou. Ja. Ek kan nou dit lees en sê, hoe redeneer jy teen dit? Daar staan dit, man van een vrou. Nou, wat hulle baie keer doen is hulle sê, die woord opsiener kan gebruik word vir manne en vroue. Dis nie 'n geslag spesifieke tipe term nie. En so kan ons die teks dan lees as die man van een vrou, maar jy kan dit ook verstaan as die vrou van een man. Okay, so is nou hulle argument dan. Ja. Ja, goed. So hier gaan konteks gaan dan baie belangrik wees. Is dit geldig om die teks so te lees, dat hier staan 'n man as een vrou, hier staan man van een vrou, Ja. maar lees dit ook, as dit sê terselfdertyd ook, jy kan dit maar net ook verstaan as vrou van een man. Ja. So, wat leer ons dan uit die konteks? So, wat is die konteks dan? Wat maak dat ons seker is dat die Here hier net manne roep? Wel, die eerste ene is dat Paulus sê uitdruklik dat 'n opsiener 'n man moet wees. Andra. Dis die Griekse woord. Nou, so, jy kry dit in 1 Timoteus 2 vers 3 en in Titus 1 vers 6, dat hy moet 'n man van een vrou wees, dis nou daai spesifieke frase. En daar is nou debatte oor wat hierdie frase alles behels, so ten opsigte van die huwelik, en ons gaan nie nou in al daai debatte in nie, die vraag is meer, kan jy dit net mooi omdraai, en sê ook, is dit die vrou van een man. So, dan, as jy dit so omdraai, in hierdie geval, dat dit is ook die vrou van een man, dan loop jy vas in 'n probleem in dieselfde brief, net 'n paar hoofstukke later in 1 Timoteus 5, vers 9 tot 16. Vers 9 staan daar, laat 'n weduwee gekies word, nie minder as 60 jaar oud nie, wat die vrou van een man gewees het. Ja, soos So die dis- weduwee. Ja, dis 'n soortgelyke frase, en hierdie keer draai Paulus dit self om. Ja. So hy skryf vroeër, is hy bewustelik besig om te skryf, man van een vrou, later draai hy dit om, vrou van een man, en wanneer hy dit omdraai in hoofstuk 5, 'n weduwee kan net 'n man wees. Ekskuus. Ja. 'n weduwee kan net 'n vrou wees. Ja. Jy kan nie sê, die weduwee, en dan draai daai frase 'n bietjie later om, sê die weduwee kan ook 'n man van een vrou wees. Ja, so jy kan nie daai frase omdraai. Jy kan nie daai frase omdraai, waar Paulus dit bietjie later in die brief gebruik nie. So as jy dit nie later kan gebruik nie, later dan is dit asof hy hierdie frase gebruik vir 'n spesifieke geslagsding. So hier praat ek nou van 'n vrou, 'n weduwee, en sy moet 'n vrou van een man wees. En dan dink ek dis geldig om dan terug te gaan na die opsiener en dit op dieselfde manier te lees as wat jy dit in hoofstuk 5 lees. So in hoofstuk 2 om dan te lees as, is dit hoofstuk 3? Hoofstuk 2. Om dit te lees as man van een vrou en dat die opsiener is iets spesifiek manliks, soos wat die weduwee iets spesifiek vrouliks is. So daar's nie enige
goeie redes in die teks self, wat ons moet laat dink dat albei geslagte in hoofstuk 2 en 5 kan ingelees word nie. Dit lyk eerder asof Paulus nogal doelbewus en duidelik in die twee hoofstukke onderskeid maak tussen die geslagte. Hoofstuk 2 praat hy van manne, hoofstuk 5 praat hy van vroue. Of liewer ja, dit is hoofstuk 3. Ja. Hoofstuk 3. Ja, hoofstuk 3. Ja, so daai so omdat hy die frase vrou van een man kan jy nie omdraai nie, dan ek dink is 'n goeie afleiding dat die frase in 1 Timoteus 3 man van een vrou kan ook nie omgeruil word. Dit is as ek dit nou reg verstaan. Ja. Dit is wat hy probeer uitwys. Ja, so dis die eerste ene. Die tweede ene wat hy sê is, Paulus sê dat die ouderling bekwaam moet wees om onder andere die woord van God te leer, en dit is 'n tipiese taak wat die Here vir manne gee. So ons lees eerste, die opsieners en ouderlinge word geroep om ander te leer en aan hulle onderrig te gee. So jy kry dit in 1 Timoteus 3 vers 2. Die ouderlinge moet bekwaam wees om te onderrig. Titus 1 vers 9, in staat wees om by die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Dan sal ander plekke ook, soos Efesiërs 4 vers 11 tot 12, herders en leraars is gegee om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. En in 1 Timoteus 5 vers 17, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word vir al die wat arbei in woord en leer. So weer uit daai tekste sien ons opsieners en ouderlinge word geroep om ander te leer en om aan hulle onderrig te gee. Ja, en ek dink ook ek kan nie onthou of hy hierdie teksvers behandel nie, maar daardie 2 Timoteus 2 vers 2 wat nou nogal wys op hoe hierdie leer van predikante moet voortgaan in die geslagte, kom ons noem dit maar. So, dan sê dit daar baie duidelik, en wat jy van my geleer het, dis nou Timoteus, dit wat jy nou van Paulus geleer het jy onder baie getuies geleer, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander manne te leer. Ja. So daai is duidelik ook 'n manne nageslag, in daai sin. Wat duidelik daar beveel word, daar's nie vroue in daai vergelyking nie. En ek dink mense kan dit ook dan inlees en verstaan, dat jy dit dan kan toepas in 1 Timoteus 3. Ja, mooi, ja. Goed, maar hierdie argument hier is eerste, 'n opsiener en 'n ouderling word geroep om te leer en onderrig te gee. Ja. Dis die eerste stelling. Die tweede stelling, vroue word uitdruklik verbied om daai tipe diens te verrig. So vroue word uitdruklik verbied om te leer en onderrig te gee. So 1 Timoteus 2 vers 12, nou ons gaan 'n bietjie later gaan ons bietjie meer tyd daar spandeer. Dan staan daar, ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of om oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. So in die Ou Testament was dit ook net gegee aan die manlike leviete, nie aan die vroulike leviete. Dis reg. Dis nie aan alle leviete gegee nie, dit is net aan die manlike leviete gegee om te leer. So jy kry dit in Deuteronomium 21 vers 5, 33 vers 10, 2 Korintiërs 17 vers 7 tot 9, 35 vers 3, en Nehemia 8 vers 7 tot 9, Maleagi 2 vers 4 tot 7. So een van die redes ook hoekom hulle so verstrooid gewoon het onder die ander stamme is, omdat daai manne, die levitiese manne, moes die volk leer. Ja. Dit was deel van hulle dienswerk. So 1 Timoteus 3 vers 12 bly by die orde wat ons vind, of 2 vers 12, bly by die orde wat ons vind in die Ou Testament, dat die vroue word nie toegelaat om die manne te leer nie, Dis reg. of om oor die manne te heers nie. So sien nou die logika hier, die diens van die opsieners en ouderlinge is om onderrig te gee en te leer. Die vroue word nie toegelaat om onderrig te gee en te leer oor manne nie. So vroue kan nie deur die Here geroep word om in die diens te verrig en deur die Here verbied te word om daardie diens te verrig nie. So vroue word nie geroep tot hierdie diens nie, net die manne word geroep tot hierdie diens. So dis 'n tweede argument oor hoekom jy dit nie net so kan omruil nie. Ja. En dan gaan Paulus seker al dan hierdie ander argument aan wat sê dat dat Paulus die rol van die opsiener verbind aan die rol van die man
as die hoof van sy huishouding. Wil jy daarop uitbrei? So dit kry ons in 1 Timoteus 3 vers 4 en Titus 1 vers 6. In 1 Timoteus 3 vers 4 dan staan daar een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Vers 5, maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Titus 1 vers 6 sal ook ietsie daarvan, hy moet gelowige kinders hê wat nie beskuldig kan word van losbandigheid of tugteloos is nie. So om jou eie huis goed te regeer, aan 'n woorde dat jy goeie hoof is van jou huis, is 'n voorvereiste vir iemand wat geroep word om na die gemeente van God sorg te dra. Die man se rol in die huis word gekoppel aan die gemeente, sy taak in die gemeente. So iets wat die manne in die huis doen, gaan hy dan ook in die gemeente doen as hy die opsiener is. Nou, is nogal, as jy 'n groot deel van die opsieners of die ouderlinge se dienswerk is regspraak. Ja. Is om te oordeel ook tussen wat het hier gebeur. Hier was een of ander moeilikheid en jy moet dien as 'n regter. Jy's besig met regspraak. Nou, as jy nou kindertjies het, dan is dit elke nou en dan kom jy kindertjies na jou toe gehardloop vir regspraak. Ja, dit is reg. Ja. En dan, so jy moet dan nou, in daai sin ook, moet jy 'n goeie regter wees in die huis. En dan gaan jy net aan met daai, dis dieselfde ding, wat jy dan nou doen in die gemeente. En dit gaan oor meer as dit, maar dis my altyd so opvallend, hoeveel parallelle daar is. En ek dink dis ook die argument hier, Ja. hy werk van die kleiner huis na die groter huis. Die kleiner huis, die huisgesin, na die groter huis, die huis van God, die gemeente. Dis reg. So Dit word ook so genoem, Ja, die huisgesin van God. ja. So as jy in die kleiner ene nie weet wat om te doen nie, hoe kan jy hom dan die verantwoordelikheid gee om in die groter ene dit te gaan doen? Ja, dis die ding. So gaan nou terug na die geslagsrolle. Dis die man wat daai moet doen in die huis. En so as die vrou dit nie mag doen in die huis nie, hoekom gaan jy vir haar dan die diens gee om dit te doen in die gemeente? Ja. Dit maak nie sin nie. Dit gaan verder by sommige manne is dit die geval. Hulle is veronderstel om dit te doen in hulle huise, maar hulle weet nie hoe nie. Ja. En hulle is dan nie geskik om opsieners of ouderlinge te wees, terwyl hulle nie weet nie. By die vrou gaan dit verder. Dis nie dat sy nie weet nie, dis dat sy nie mag nie. Sy mag nie dit doen in die huis nie. En dan beteken dit, as sy in die kleiner dit nie mag doen nie, dan mag sy dit ook nie in die groot ene doen. Die groot en ja, dit is maar hoe dit beweeg, van die klein na die groot. Goed, so as hy hier teen die normale praktyk van die Ou Testament ingaan, dan verwag mens dat dit duideliker moet wees dat die bestaande praktyk verander. Maar dit lyk tog eerder asof dit voortgaan, hè? Ja. So dis 'n vierde argument wat hy het, wat nou gaan oor, hoekom kan jy dit nie net omruil nie? Ja. Hoekom kan jy nie net sê, man van een vrou beteken ook vrou van een man? So, hoekom is dit 'n probleem? Ook die vierde argument is, want die patroon was nog deur die hele Ou Testament, dat hierdie tipe diens is vir die manne gegee. En as dit nou skielik hier, is Paulus besig om te skryf, hierdie patroon wat nog altyd al was, moet nou in die Nuwe Testament heeltemal omgekeer word, of heeltemal geïgnoreer word, dis nou weg, dit is nie meer daar nie. Dan verwag mens eintlik dat daar baie duideliker gesê word, dit wat julle aangewoond was, Dis reg. dis nie meer hoe dit gaan wees nie. En hy kon taal gebruik het, wat dit duideliker stel. Maar hy doen nie, en jy kan dit met baie van hierdie argumente, kan jy net eenvoudig vra vir die persoon wat hierdie tipe besware maak, kan jy vir hulle sê, okay, wys dit vir my in die teks. Ja. Wys my, dit wat jy nou sê, waar staan dit in die teks? En dit is nie daar nie. Hy is eintlik besig om deurlopend woorde te gebruik wat sê, dit wat in die Ou Testament daar was, gaan aan. Mens sien dit net nie. Daar is nie
enige leidraad in die teks dat hy is besig om die orde te verander nie. Hy is besig om die orde te bevestig. Goed, so as ons nou gekyk het na 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7 en Titus 1 vers 5 tot 9, wat sien ons in 1 Timoteus 2? Wat leer ons uit daardie hoofstuk? Ja, so waar die vorige ene nogal mooi wys dat die Here roep manne om te dien as ouderlinge en opsieners. Ja, dis positief. Ja, die positief, dan is 1 Timoteus 2 is besig om die negatief te sê, die vroue moenie manne leer of gesag uitoefen oor die manne nie. So dis nou 1 Timoteus 2 vers 8 tot 15. Nou, hierdie is baie kontroversieel in ons tyd, maar sien die konteks van 1 Timoteus 2, hy het hierdie nou net gesê, en dan gaan hy oor om te praat oor die opsieners. So hy sê, die vroue moenie moenie leer nie. Moenie manne leer of gesag uitoefen oor die manne nie. En net daarna dan sê hy, en hierdie is wie die opsieners is, wat wel moet leer, en wat wel gesag moet uitoefen. So sien dit ook so binne konteks. Ja, so miskien net om duidelikheid weer te gee, is nie dat die vrou absoluut nooit mag leer nie. Dis meer in die konteks hierso is nie oor manne in die gemeente regeer en hulle leer en onderrig gee nie. Ja, en ons gaan ook nou 'n bietjie meer daarby uitkom oor daai vraag. So wat is die konteks waar 'n vrou wel mag leer? Okay. Ja. Maar goed, 1 Timoteus 2 vers 8 tot 15, dan lees ons: Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. So ook met die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stilhou. Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoondheid. Goed, ja, so daai kontroversiële vers spesifiek is daai vers 12, waar dit sê, ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stilhou. Ja. Nou goed, so opsommend oor hierdie deel is, in die eerste gedeelte word vroue verbied om onderrig te gee of om oor die man te heers, en dan word, so dis die negatief, dit is die verbod, julle mag nie onderrig gee nie, en hulle mag nie oor die man heers nie. Nou kom ons nou met ons vra, in watter konteks mag hulle nie onderrig gee nie, maar hulle mag nie onderrig gee nie, en hulle mag nie heers nie, dis ten minste net wat die teks sê. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, en ek dink dan, mens kan daar aflei, omdat sê oor die man te heers nie, kan mens ook aflei om aan die manne onderrig te gee nie. Ek laat nie toe dat sy aan die manne onderrig gee, of oor die man heers nie. Dan word daar ook 'n positiewe opdrag gegee, wat moet sy doen? Eerder met word die vrouens beveel om haar in stilte te laat leer in onderdanigheid. Sien ons dit, die twee gaan saam. Die eerste sê, jy mag nie onderrig gee nie, sê dit net in 'n positiewe vorm, in stilte. Stilte word jy geleer. Jy is nie die ene wat praat en ander leer nie, jy is die ene wat stil bly en geleer word. Die tweede ene is, sy word ook nie toegelaat om oor die man te heers nie, en sien hoe word dit dan nou ook positief gesê, in onderdanigheid. Sy word beveel om in stilte haar te laat leer in onderdanigheid. So sy moet nie die man se rol oorneem nie, maar met haar rol uitleef, waarvan kinders dan ook een is, en haar geloof uitleef in gehoorsaamheid aan dit wat die Here aan haar gee om te doen. Nou, hierdie is nie beperk tot die kultuur in Efese nie. Hoekom nie? Ja, dit is nogal belangrik ene. Ja, want Paulus begrond dit in die skepingsorde en in wat gebeur het by die sondeval. So dis maar net so opsommend van wat hierdie teks nou sê. Ja, wat hy sê daar in vers 13, want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. So daar is 'n skepingsinstelling, dis wat gebeur het, en hy grond dit in daardie vers. Ja.
Ja. En dan ook wat gebeur het by die sondeval is in die volgende vers, en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei, en het in oortreding gekom. So dit is waarin dit begrond word. Nou, Zachary sê, hy dink in die konteks is daar goeie redes om te dink dat dit hier praat van die gemeente se samekomste, maar hy sê, jy moet nie die beginsels of alles net beperk tot die gemeente se samekomste nie. Ja, omdat dit verbind is aan die skepingsorde, onder andere. Ja, en ons gaan later ook nog 'n bietjie na kyk, na van die opdragte, so byvoorbeeld hoe die vrouens moet aantrek. Ag, goed. En hoe hulle moet versier met goeie werke. Dis nie, hulle moet net op daai manier aantrek en hulle versier met goeie werke tydens die dienste nie. Ja. En so daar's party van daai opdragte wat, dis, ja, in die diens, maar dit gaan verder ook as net tydens dienste. Goed, maar so, hy gaan dan bietjie meer in detail, en op die twee woorde, die ene verbied om onderrig te gee, is didaskain, en om oor die man te heers is authentine. Dus hoor amper die Engels authority. Ja. Authority. Ek kan nie regtig dink aan 'n Engelse woord wat afkom van didasko nie. Didactic, ja, dit wil ook. Ja. Maar in elk geval, dis die twee woorde. Didaskain word gereeld in die skrif gebruik vir onderrig, om iemand te onderrig. Dis in die LXX in die Nuwe Testament is dit nogal 'n algemene woord. Die authentine is minder algemeen. Ja. En hier's 'n woordeboek verklaring daarvan: to assume a stance of independent authority, to give orders to, or to dictate to. So, as jy dan nou lees, Paulus sê, ek laat nie toe dat die vrou oor die man authentine nie. So, ek laat nie toe dat die vrou oor die man assume a stance of independent authority, give orders to, or to dictate to. Ja. Ek laat nie toe dat sy dit doen oor die man nie. Ja. So, spesifiek dat sy nie hier die rol mag inneem oor 'n man nie, die man se rol mag inneem, maar sy mag nie doen oor manne nie, maar ons kry wel ander tekste wat sê dat sy mag doen met ander vroue. Dis reg, Titus 2 Ja, en so aan. Titus 2 vers 3 tot 5 sê dat die ouer vroue moet die jonger vroue onderrig. En ook, jy kan ook sê in die konteks van binne die huis, het hulle ook so tipe taak van as die moeder oor die kinders. Dis sy ook die taak om die kinders te onderrig, en het sy ook gesag oor die kinders. Okay, so Paulus gee hierdie verbod. Nou, wat is Paulus se argument vir die verbod? Wat sien ons in die teks? Of wat is die teenargument? Miskien kan ons dit daarby begin. Wat is die teenargument vir hierdie verbod? Wel, soos ons gesien het met baie van die ander teksverse, is die groot teenargument, dit was 'n kultuurding, nee. Ja. Is maar gewoonlik die argument. Dit is 'n konteks waarin Paulus dit geskryf het, en ons moet wegbeweeg van daai ding. Het ek dit reg? Ja, jy het dit reg. Ja. So dit is dis voel so asof mense dieselfde ding oor en oor sê deur hierdie hoofstukke, want dit is gereeld wat tekste soos hierdie dan verstaan word. Ag, dis net die kultuur van daai tyd. Dis nie die kultuur van daai tyd, so dis of kultuurgebonde of dit is konteksgebonde, so dit daar's 'n spesifieke ding wat aan die gang was in Efese, en by plekke waar daai spesifieke ding nie meer gebeur nie, is daai opdrag nie meer aktueel nie. So maar ons gaan bietjie later in die hoofstuk ingaan op daai teenargumente. Maar so goed, so kom ons kyk hoe begrond Paulus sy verbod. Ons sien in die so dan vra jy weer, as iemand dit vir jou sê, dis 'n kultuurding hierdie. Sê okay, wys dit my in die teks. Ja. Waar staan dit? Waar staan dit dat Paulus 'n kultuurargument maak? Ja. Jy sien, ek geniet dit, nou vergeet ek die prediker se naam, maar okay, hy het op 'n soortgelyke teks in die preek dan sê hy, jy weet dat Paulus nie 'n kultuurargument maak nie, hierin dat hy maak nie 'n kultuurargument nie. Dis reg, ja. En spesifiek as hy duidelik sê, dit is sy rede, hoekom hy nou net gesê het, dat dit gaan, dis nie asof hy net 'n stelling maak,
en dit nie begrond nie. Ja, Wat is nou, soos wat ons nou hier gaan sien. ja. So wat is die redes wat hy self gee? Jy sien dit nou in vers 13 en 14, ons het net nou ook daarna verwys. Want, daar is die rede woordjie, Ja. hy maak sy opdragte, en dan gee hy die rede, want Adam is eerste gemaak en daarna Eva, en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Hier is die twee redes. Dis reg. So waarin begrond hy hierdie opdragte? Begrond hy dit in die kultuur? Begrond hy dit in 'n spesifieke gemeente konteks net in Efese? Nee. Die twee redes wat hy gee as begronding vir sy opdragte dis begrond in die skepingsorde, dat vrouens moet nie aan die manne onderrig gee of oor hulle heers nie, want dit is nie hoe God die man en die vrou gemaak het nie. Hy sê die volgorde van die skepping is relevant hier. God het die man eerste gemaak vir 'n rede, as 'n doel, dit het implikasies, dit het gevolge, en die Here die vrou tweede gemaak, en dit beteken dan, Paulus interpreteer dit wat in die Ou Testament, hy verklaar dit wat in die Ou Testament staan, hy verklaar dit onder inspirasie van die Heilige Gees, dat omdat Adam eerste gemaak is en Eva tweede, dan beteken dit, dat die vrou moet nie die man onderrig nie, en die vrou moet nie oor die man heers nie. Ja. So hy is besig, onder inspirasie van die Heilige Gees, is hy besig om te sê, omdat God so geskep het, die man en vrou so geskep het, daarom moet hulle op hierdie manier gaan lewe. So dis begrond in hoe die Here die mens gemaak het. Ja, so die tweede begronding vir die verbod op die vrou dat sy nie onderrig oor die mans gee nie, en ook nie oor hulle heers nie, is dan begrond in die sondeval. En nou daai sê daar in vers 14, en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. So wat beteken daardie, dat die vrou het haar laat verlei? Hoe moet ons daai verstaan? Ja, want hy gaan nou in baie meer detail hierop in. Dit is interessant, ek het nou gesien jy gelees, ja, jy lees, dis reg, die teks sê verlei, ek dink in Engels sê hy mislead, dat is dieselfde konsep, maar mislead, mislei, verlei, dis twee verskillende Afrikaanse woorde. Nou, dit is interessant, kan bietjie later verder daar dink. So wat beteken dat die vrou verlei is, en nie die man nie? Wel, hy gee twee moontlike verklarings. Die eerste ene is dat die vrou in haar natuur as vrou meer geneig is tot verleiding as die man. Of misleiding. Misleiding as die man. En dit maak haar minder gepas om die leidende rol in te neem, omdat sy in haar natuur as vrou meer geneig is om misleid te word. Verleid te word. Is dit dan ook is naïef? Is dit die implikasie van dat sy mislei kan word? Is 'n vrou meer geneig tot naïwiteit? Dis nie noodwendig dit seker nie. Ja, mens kan nou lekker daaroor dink oor wat beteken hierdie alles. Maar dis duidelik dis wat daar staan. Ja. Dus die teks sê die vrou is mislei en nie die man nie. Of verlei en nie die man nie. So een moontlikheid is dat dit sê net eenvoudig ek kan nie onthou of dit is dalk bietjie wat die tweede standpunt sê. Maar is om te sê dat die vrou is geskep om te volg. Ja. En so is dit makliker vir haar om te verlei te word wanneer iemand in 'n verkeerde rigting volg. En dis wat verlei of mislei. Ja, jy hoor die idee van daar's iemand wat in 'n sekere rigting ingaan en sy word verlei agter daai aan. So sy's hoe die Here haar gemaak het in 'n natuur, en dit is nie dat dit sleg is nie. Ja. Sy is gemaak om te volg, en dan is dit makliker vir haar om verlei te word. Ja, want dit is tot voordeel vir die man ook as die vrou die man volg. Nee, ja. Dit is tot ondersteuning van die man, tot helper wees, want die man lei en die vrou gaan saam.
En natuurlik kan daai dan, soos die Satan maar gewoonlik doen, is hy misbruik daardie goeie gawe. Ja. Dis 10 teen 1, dit is 'n manier hoe mense dit kan verstaan, in Ja. elk geval. So Zachary sê dat hierdie is die mees algemene historiese verstaan van die teks, hierdie eerste verklaring. En dan het hy 'n hele klomp aanhalings, maar een van George Knight was my nogal interessant. Dan sê hy, George Knight skryf dan, "Why did the serpent approach her, not Adam? We may deduce that the serpent was aware that she was more susceptible to his deception. Why so? Because she had been created to be a helper to another and to submit to him. God had made her willing to follow. What was, and still is, her virtue and strength, the serpent utilized and twisted to harm her." En dan sê Zachary daarna, so hy was alles net George Knight, dan sê Zachary, "Thus, woman is more susceptible to deception because God designed her to follow, not lead. What is her great strength can also be exposed as her great weakness. And since women are more susceptible to deception than men, they are not to teach or exercise authority over men." Sure, ja. So dit is baie interessant. Maar dit is nou wat hy sê wat in die geskiedenis die mees algemene verstaan is van hierdie teks. Ja, en ek dink dit is mooi want dit benadruk die vrou se mooi gawe wat sy het om te volg. Die man te volg, die man tot helper te wees. En dit is 'n wonderlike gawe om dit te doen. En net weer eens, die Satan gebruik die goeie gawes van die Here. Dit is maar wat hy doen. Hy kan nie niets skep nie. Hy verdraai die waarheid. Ja. Die tweede verstaan van die teks, ek weet nie of ek dit noodwendig reg verstaan nie, maar dit is asof die eerste ene is meer ontologies. Dit sê dit is hoe die vrou is. Ja. Die tweede ene klink vir my asof dit meer moreel is. So dit is meer 'n morele verstaan. So dan staan daar dat die vrou se misleiding is 'n voorbeeld, of sy verleiding is 'n voorbeeld van wat gebeur as hy manlike gesag wil omverwerp. Dit moes eintlik Adam gewees het wat die leiding neem in die stryd teen die slang, maar toe is dit sy wat die leiding neem. Dit was op 'n morele vlak was dit nie reg nie, dit was verkeerd. Sy moes nie dit gedoen het nie. Die val het gekom toe die vrou onvanpaste gesag uitgeoefen het oor haar man, en Paulus sê nou vir die vroue basies moenie weer dit doen nie. So dis meer 'n morele ding. Ja. Morele kategorie, dat die vrou het die leiding gevat waar Adam die leiding moes neem, en moenie weer die leiding neem soos in die verlede. Soos meer 'n morele ding. Klink dit vir my. Dis nou my terme, dis nie wat Zachary dit beskryf nie, maar dit klink asof die eerste een is meer ontologie, dit is hoe die vrou is. Ja, dis reg. Tweede een klink meer moreel, in 'n morele kategorie is die vrou het die leiding geneem, toe sy dit doen, toe sy mislei, moenie julle nou ook probeer leiding neem nie, julle moet julle manne volg. Ja, persoonlik sal ek nogal neig na die eerste ene, omdat dit so eintlik die mooi gawe van die vrou eintlik benadruk, en dit wat die Satan haar toe nou eintlik op mislei het. Ja, soos 'n verdraaiing van die waarheid, en dit is altyd wat dit altyd of baie keer moeilik maak, is wanneer die waarheid so bietjie verdraai word. Ja. En dit is tog eintlik wat die Satan gedoen het, uiteindelik met al daai versoekinge wat hy aan Eva gegee het, is bietjie van die waarheid gevat en 'n bietjie verdraai. So dan pas dit nogal vir my in die hele konteks ook van Genesis 3. Ja, so ek dink ook die eerste ene maak meer sin van die teks, en dit sluit nie die morele aspek uit nie. Dis reg. So by die eerste ene is iets van 'n meer omvattende ding wat morele kategorieë ook sal insluit. Ja. So ek verkies ook die eerste ene. Maar so dan gevolgtrekking, vrouens word verbied om onderrig te gee en oor manne te heers op grond van 2 beginsels. Eerste, die man is eerste gemaak en is getaak om sy vrou te leer en is hoër in gesag. Ja. So omdat hy eerste gemaak is hierdie sy taak. So dis sy taak om te leer, en hy is die een wat hoër is in gesag. So sy moenie dan vir hom onderrig gee en gesag oor hom uitoefen nie. Dis nie hoe die Here die man en die vrou geskep het nie. En die tweede ene, die vrou is meer geneig tot misleiding,
of vir leiding, en is daarom minder geskik vir die taak om leiding te neem. So dis die twee begrondings vir sy opdragte. Hier is die redes. So sien oor die enigiets kultuur, oor die enigiets wat net sê, wel, hierdie was die probleem in Efese, en daarom moes hierdie gebeur, maar ons het nie meer daai probleme vandag nie, so ons hoef dit nie vandag meer te doen nie. Ja, daar's geen aanduiding in die teks daarvan nie. Ja. Nou die vraag is seker, is hierdie teks 1 Timoteus 2 vers 8 tot 15 beperk tot die gemeente se samekomste? Dit is 'n sekere vraag wat baie mense het. Ja, want dit is toch wat hy vroeër ook gesê het, dit lyk asof die konteks hier is, dit gaan oor die gemeente se samekomste, lyk asof dit die konteks is. En dan kan jy nou vra, kan 'n vrou dan nooit 'n man onderrig, of heers oor 'n man nie? Nou ja, so die konteks lyk asof dit in die samekomste is, maar ons het al 'n rukkie terug, het ons gesê, van die beginsels wat hier aangeraak word, strek of opdragte strek verder as die gemeente se samekomste. So vat byvoorbeeld vers 8, dan staan daar, ek wil hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. Hy sê, is dit net van toepassing in die samekomste? Ek hoor. So sê nee, he? Ja. So ook vers 9, so ook met die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos dit vroue betaam, wat die godsvrug bely met goeie werke. Weer opdragte wat verder gaan. Dis net die samekomste. Ja, want manne moet nie net bid as hulle by die gemeente is nie, en die vrouens kan nie net behoorlik aantrek net by die gemeente nie, dit is 'n hele lewe beginsel vir mans en vrouens, dis waar. Ja, so, maar hy is besig om te skryf oor hoe ons as gelowiges moet gaan lewe. So hy skryf net 'n bietjie verder in die volgende hoofstuk, vers 14 en 15, dan sê hy, ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. So, hy is besig om die huishouding in te rig. Ja. Om te sê, hierdie is wat gepas is in die huishouding van God. Nou kan mens 'n bietjie verder gaan dink oor die praktiese toepassings, oor hoe lyk hierdie, hoe leef mens hierdie, so, kan 'n vrou katekisasie gee vir manne? Is dit reg? Kan sy... So is nou na die erediens, kom ons sê daar's 'n volwasse klas, ja, of in deur die week, kan ja, jy dan 'n vrou inkry in die gemeente, om vir ander mans, ja, kom ons sê ouer as 18, onderrig te gee. Ja, want dis nou buite die diens, buite die samekomste, maar nou vra jy, is van hierdie beginsels wat ons hier lees, begrond in die skepingsorde, begrond in hoe die vrou gemaak is, en dis mooi hoe sy gemaak is dit, wie gaan jy kies om die manne nou te gaan onderrig? Gaan jy vir die vrou vra om dan manne wat volwasse katekisasie kry, gaan jy die vrou daarmee taak, om vir die manne dan onderrig te gee? Gaan jy vir haar die taak gee om 'n Bybelstudie te lei, waar 'n manne ook is? Hier is die manne, sy's dan sy's in die onderrigposisie in die Bybelstudie. Ja, en dis nie in die gemeente nie. Ja. Ja, is nie in die erediens nie. Ja, dis so ook by 'n teologiese skool. So hier is iemand wat die volgende geslag predikers toerus, en gaan jy 'n vrou dan taak daarmee, om die volgende predikers, of selfs ouderlinge, wat dan nou verder wil studeer, dat sy raak die wat hulle leer. So hier is daai 2 Timoteus 2 vers 2, wat jy vroeër na verwys het, is nogal relevant. Ja, ja, en ek dink as jy nou verder gaan, die vraag is miskien dan oor letterkunde by universiteit. Kan 'n vrou dit gee? So dis nou verder selfs as die gemeente konteks. Nou ek dink, soos mens nou deur die boek gewerk het tot nou, en mens sien die hele lyn deur die skrif, begin ek selfs oor hierdie ding huiwerig raak. Ook as mens kyk na die geskiedenis in die Christelike samelewings, was histories dat die vrouens nie
selfs daai posisies ingeneem het in die samelewing. En dit is nie om te sê die vrouens weer eens is minder waardig en so aan nie. Maar net om klas te gee, is maar een aspek van iemand wat in 'n leerposisie is. Jy weet, jy moet regspraak lewer, daar is jy weet, mens kan vra die vrou, gaan sy dit doen ten koste van haar kinders? Daar's baie van daai vrae. En dan is dit amper, sou ek sê, as jy nou alles in ag neem, dan is dit ook nie wenslik nie. Nou, ek gaan nou nie 'n morele sonde kategorie sou ek standpunt noodwendig nou inneem nie. Miskien later as ons klaar is met die boek, maar dis ietsie waaroor ons moet dink, regtig. Ja, sinvol om hierdie goeters te probeer uitwerk, nie net te gesels oor te dink oor die beginsels nie, maar ook hoe lyk dit? Dis Hoe lyk dit in ons tyd? Hoe lyk dit in ons samelewing? Nou, ons lewe in 'n tyd waar die samelewing het al so snaaks geword, dat as jy hierdie wil gaan uitleef, dan dink hulle jy is snaaks. Dis reg. En dit is 'n samelewing wat vyandig is teen hierdie manier van leef. So dit is ook 'n verdere uitdaging, is hoe doen jy hierdie in 'n samelewing wat absoluut vyandig is teen dit? Hoe leef mens dit uit? So dis goed om nog verder uit te dink oor hoe gaan ons hierdie gaan doen? Hoe gaan ons dit prakties gaan lewe? Maar goed, in die tekste word daar wel, in die skrif, word daar wel by plekke vir vrouens die opdragte gegee om te onderrig, maar dan sit in 'n beperkte hoedanigheid. So hulle moet ander vroue onderrig en hulle moet hulle kinders onderrig. So hulle moet nie hulle manne onderrig nie. So daar's duidelike opdragte dat ouer vroue die jonger vroue moet leer, en ook dat hulle kinders moet opvoed. Maar selfs dit wat hulle die jonger vroue moet gaan leer, is ook nogal spesifiek. Dis reg. So dis nie dat die ouderlinge en die opsieners is leer weer net die manne, en die vroue funksioneer basies soos ouderlinge en maar die vroulike weergawe. Ja. Wat weer al die vroue alles leer nie. Dis nie hoe dit werk nie. Die ouderlinge en die opsieners is oor die manne en die vroue. Dis reg. En die ouer vroue moet spesifieke dinge vir die jonger vrou leer, en dit gaan basies daaroor dat hulle moet die jonger vrou leer om goeie vroue te wees vir hulle manne, en goeie moeders te wees vir hulle kinders. So lees daar in Titus 2 vers 4-5, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle eie mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. En daar is 'n voorbeeld, en dit is nogal interessant. Iemand het net afgelope Sondag met my oor hierdie teks bietjie gesels. Dis Handelinge 18 vers 24-26, en dit gaan nou oor Priscilla en Aquila. So Aquila is die man, Priscilla is die vrou, en hulle, ons lees daar in Handelinge 18 van Apollos wat geleer het, en toe het hulle om een kant toe gevat en om onderrig in die geloof. En dan word daar daaruit gesê, wel sien, daar het 'n vrou wel 'n man onderrig. So Priscilla was deel van hierdie twee wat vir Apollos onderrig het in die geloof. Nou, net so 'n paar opmerkings daaroor. Die eerste een is, ons weet nie hoe dit gebeur nie. Ons weet nie, dit kan wees dat sy was net teenwoordig in die huis, in die vertrek, terwyl haar man die leiding neem en met hom verder onderrig, en sy's daar, saam met haar man. Dit kan dit wees. Ons weet nie hoe dit gebeur het nie. So verder is dit beskrywend. So het beskryf wat hulle gedoen het. Dis nie voorskriftelik dat ons moet dieselfde doen nie. Ja. So alle beskrywende tekste wat net vertel, hierdie is wat gebeur het, is nie dat dit is presies hoe ons dit ook moet doen nie. Ja, so as Jesus van Jericho na Jerusalem toe stap, dan beteken dit nie ons moet dit ook doen nie. Ja. Ja. Goed, maar so op die meeste kan mens hier sê, 'n huwelikspaartjie het saam 'n man in 'n private konteks gaan onderrig. Hulle vat hom een kant toe in die privaatheid. Hulle het nie in die openbaar om gaan onderrig, en dat Priscilla ook daarin
'n leidende tipe rol neem nie. Sy is besig om, so dis op die meeste wat jy kan sê. Die huwelikspaartjie het in 'n private konteks, jy sê nie, huwelikspaartjies moet dit doen nie, jy sê net, hulle het dit gedoen. Hulle het in 'n private konteks 'n man onderrig in die geloof. Ja. Handelinge 15 is in 'n meer formele hoedanigheid, dan is daar die kerke wat saamkom om te besin oor sekere temas, en dan besluit hulle om, wie gaan hulle stuur om hierdie amptelike besluite te gaan oordra, en dan kies hulle weer manne. So jy het weer voorbeelde na die ander kant toe, maar jy het uitdruklike tekste, baie duidelike beveltekste, Dis so reg. voorskriftelike tekste, wat ook sê, dis die manne wat gesag uitoefen oor die vroue, en nie die vroue oor die manne nie. So, die voorbeelde is van nut, maar ons werk met die voorskriftelike tekste, en dan kan ons die beskrywende tekste in die lig van die voorskriftelike tekste verstaan. Goed, kom ons kyk gou dan ook na 'n paar besware, en ons kan dit so vinnig hanteer. Die een beswaar is dat 1 Timoteus 2 vers 12 is ingeperk deur die kultuur en konteks, alweer die kultuur argument. Ja. So, dis net 2 vinnige besware, en dit is nou die eerste ene wat jy daar verwys, ingeperk deur die kultuur en die konteks. As dit kom by die kultuur, dan sê dit is kultuurgebonde, dit is beperk door die kultuur van daai tyd, so in die Grieks, in die Romeinse of in die Joodse kultuur, was hierdie hoe dit gewerk het, en Paulus is net besig om opdragte te maak wat in lyn is met die kultuur. So hy sê, val mooi in by jou kultuur. Maar ons lewe nou in 'n ander kultuur, so ons val in mooi by ons kultuur. Dis 'n kultuurgebonde ding. So in ons tyd geld dit nie. Die ander ene is 'n konteksafhanklike lees van die teks, so dit sê, in die gemeente in Efese was daar iets snaaks aan die gang, en daai iets snaaks wat aan die gang was, is nie in ons tyd ook so aan die gang nie, so dis net vir die gemeente in Efese. Dis nie eers 'n kultuur nie, dit is net vir daai spesifieke gemeente, is hierdie opdragte gemaak, omdat hulle 'n spesifieke iets het, wat in die gemeente aan die gang was. So, al twee is besig om te sê, dis opdragte wat nie meer vir ons tyd en konteks geld nie. Nou, weer belangrik, hoe weet jy, Paulus maak nie 'n kultuur of 'n konteks argument nie, want hy maak nie 'n kultuur of konteks argument nie. Ja. Hy begrond dit nie in kultuur of konteks nie, so sien net mooi in die teks, die redes wat hy gee, is begrond in in 'n skepingsorde, wat geld vir alle kulture, en alle gemeentes, vir alle tye, alle plekke, geld hierdie skepingsorde. So daai eerste beswaar is iets wat jy baie algemeen hoor, in baie van die tekste, maar dis elke keer kan jy net vra, okay, wys dit vir my. Ek sien nie in die teks dat daar enigiets gaan oor kultuur of nie. Ja, en dan die tweede beswaar, dis nou weer eens in 1 Timoteus 2 vers 12, wat hulle sê, dis net van toepassing op getroude manne en hulle vroue, nie op manne en vroue in die algemeen nie. So dis nou die beswaar, so wat sal mens daaroor sê? Ja, so, ek dink die beswaar slaag nie heeltemal nie, want as jy dan wel sê, vanuit die ander plekke, dele wat ons al na gekyk het, dat die man moet hoof wees van sy vrou, nou in die huwelik, die vrou is nie hoof van die man nie, so die vrou in die huwelik moet nie gesag uitoefen oor die man nie, en jy sê, goed, so daai verhouding is net in die huwelik, maar nou is jy besig om sy vrou te bevestig in 'n diens, waarin sy wel gesag het oor haar man. Ja. So sy is in 'n diens waar, as sy haar diens getrou doen teenoor die hele gemeente, dan is haar man nou onder haar. Ja. En sy moet nou haar man onderrig, en sy moet oor haar man gesag uitoefen. Ja. So jy het haar bevestig in 'n diens wat teen haar pligte in die huwelik ingaan. So jy is besig om vir haar te sê, jy moet iets doen vir jou man, oor jou man, wat jy nie mag doen oor jou man nie. Ja. Dis 'n botsende roeping nou. So die ouens sê, dit geld net in daai situasie, maar nie in ander gevalle waar die vrou byvoorbeeld nie getroud is nie. So dan kan daai vrouens nou eintlik bevestig word. Dis hulle argument. Ja. Goed. So dit sal 'n verweer wees teen wat ek nou gesê het. Ek sien. Maar nou, as ons net gaan kyk na die teks, dan sien ons nie enige goeie rede is dat die teks dit net beperk tot die huwelik nie. Dis reg. Want alle manne, alle manne moet bid, nie net die getroudes nie.
Ja. Alle vroue moet reg aantrek en goeie werke doen, nie die getroudes nie. En dan sal ander plekke, waar, as daar geskryf word in plekke soos 1 Petrus en 1 Korintiërs 14, waar Paulus uitdruklik sê, Petrus en Paulus, dan sê hulle, die man moet sy eie vrou. Ja, hy So hy sê daai woordjie eie by, wanneer hy wil spesifiseer, ek praat hier van 'n huweliksverhouding. Dis reg. In hierdie deel sit hy nie die eie in nie. Ja. So hy praat net van manne en vroue. Dis En dan reg. kan jy daar aflei, dit is nie beperk tot 'n huwelik nie. En die begronding verder, die begronding is dat die man is eerste geskep en dan die vrou. Die begronding is nie in die verse wat later kom wat praat oor die huwelik in Genesis nie. So daar's verse in Genesis wat gaan oor hoe die Here die huwelik instel. Daai verse wat daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en hulle sal een vlees word. Daai een vlees wees. So daar's goed, so daar's daai verse wat in Genesis waarop Paulus hom kon beroep as hy wil sê hierdie is die huweliksding. Maar hy doen nie dit nie. Hy's besig om net eenvoudig te praat van hoe die man die volgorde, die man is eerste gemaak en dan die vrou. En hulle is toe nog nie in die huwelik bevestig nie. Die huwelik volg daarna. So dis 'n teruggryp na 'n toestand, iets wat gebeur het nog voor die huwelik daar was. Dis reg. Dat die man is eerste geskep en dan die vrou. So maar weer, selfs al is dit beperk tot die huwelik, sal steeds 'n vrou nie kan dien as 'n ouderling of 'n woordbedienaar nie, veral nou waar daar huwelike is. Ja, in elk geval. Hulle gaan so die ouens vir daai beswaar gemaak het, gaan dit moet toegee in elk geval. Ja. Goed, ons kan miskien dan afsluit. Is daar nog ietsie oor hierdie hoofstuk wat jy gedink het van nut is net om te noem? Ja, ek dink net aan die einde kan ek weer so 'n stukkie aanhaal van hoe hy die hoofstuk afsluit. Die laaste opskrif hier is ontduik God se bevel. Dan skryf hy, like a good defense lawyer, egalitarians love to throw darts at 1 Timothy 2, hoping one of them will stick. As egalitarian R.T. France asserted, we have to admit we know too little about the circumstances of the letter and that there are too many obscure or ambiguous features to the argument to allow any exegesis to claim to have uttered the last word. And say Zachary, like much of the egalitarian literature, this smacks of the serpent's words in the garden. Did God actually say, really say? Genesis 3 verse 1. The egalitarian evasion will not do. In the end, questioning and debating every aspect of this passage does not obfuscate its plain meaning. A woman is not to teach or exercise authority over a man, and the reason is that man was formed first and the woman was deceived. Goed, dankie Dani. Mag ons met Leo Moed dan hierdie waarhede toepas in ons lewe, daaroor dink en ja, nie bang wees om tot God se eer te lewe nie.